Vandag is 'n spesiale Sondag. Eerstens, hierdie donderdag is dit Hemelvaart. So ons berei ons dan ook self voor vir hierdie wondergebeurte. Hierdie dag wat ons onthou waar Jesus teruggekeer het na die hemel toe. Nie omdat hy klaar was met ons hier of ons hier wou los nie, maar omdat hy juis gegaan het om 'n plek vir ons elke een te gaan voorberei. En hy beloof, ek kom dan terug. Tweedens, vandag is Moedersdag. 'n wonderlike dag om dankie te sê aan die vroue in die wêreld. Hulle wonderlike rol wat hulle speel, hulle wat hulle kinders dra, grootmaak, liefhet. En hulle wat omgee. Maar vandag wil ek ook oor iets anders praat. Ek wil praat oor jou. Oor hoe God jou gemaak het. Hoe goed hy jou ken. En dat hy nie gekom het om ons te wil veroordeel om foute te soek met ons nie, maar juis gekom het om elkeen van ons te kan red en te wil gebruik, swakpunte en al. Baie mense dink God is ver weg. Of God is kwaad vir ons, want kyk hoeveel foute het ek. Kyk net hoe sleg is ek. Kyk net hoe die wêreld my nie sal aanvaar as hulle moet weet wie ek is nie. Vandag wil ek vir jou sê, God hou van jou. Presies soos jy is. En hy het 'n plan ook met jou lewe. Daarom gaan ons vanoggend weer ook lees uit die bekende gedeelte in Psalm 139. Psalm 139, daar van die 1ste tot die 6ste vers en dan weer van die 13de tot en met die 18de. Psalm 139, as jy dan ook die plek het, kom ons word net stil voor Here en vra dat hy met ons sal praat uit sy woord vandag. Here ons God, baie dankie dat U op hierdie spesiale geleentheid ons na U woning geroep het. Dankie dat U ook hier is. Ons dink vandag spesiaal aan elke persoon hier wat met 'n nuwe uitdaging in die lewe sit. Met hartseer, met ongeluk, met trauma, met vrese vir die toekoms, met soveel dinge wat aangaan in elke een van ons se lewens. En ek wil vra dat U nou, Here, dit sal kom stil maak in ons gemoed. Dat U by elke een van ons ook 'n draai sal maak. U arms van liefde om ons sal vou en ons verseker van U teenwoordigheid by ons en dat U vandag ook met ons wil kom praat. Daarom wil ek kom bid, Here. Spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Psalm 139, vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U maak, U is met my, al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, en dit is te hoog vir my begrip. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in my moeder skoot. U het my al gesien, toe ek nog nie gebore was nie. Al my lewensdae was in U boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is.
Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek nou hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Tot sover ook ons skriflesing. In hierdie gedeelte skryf Dawid dat God hom ken. Van binne af en buite. God was daar toe jy gevorm word in jou ma se skoot. Hy het elke gedeelte van jou reeds gesien. Ook die dele wat jy nou so graag wil wegsteek. Jou vrees, daai swakpunte van jou wat jy tog net nie wil wys dat die wêreld dit moet sien nie. Jou pyn, jou onsekerhede. En wat het hy gedoen? Na jou gevorm het hy gesê, dit is wonderlik. Hy het jou wonderlik geskape. Nie 'n fout in sy oë nie. Nie 'n teleurstelling van 'n dag uit nie. Jy is 'n meesterstuk, omdat elke goeie en sterk en swak punt wat jy het, 'n doel het vir jou, om jou doel op aarde ook te kan bereik. En as jy vra, maar God, hoekom al hierdie swakhede? Hoekom sukkel ek so? Hoekom al hierdie angs, my kort nie meer, of my verlede? Dan kom Psalm 139 en sê, God het jou geweef. Hy het jou sterkpunte en swakpunte alles met 'n doel gehad. Niks van wie jy is of wat jy is 'n toeval nie. En daarom wil die groot waarheid dan ook uit die woord van die Here uit na ons toe kom. God het jou nie hierdie swakpunte gegee, omdat hy jou wil veroordeel nie. Hy wil jou red. Ons dink soms, God kyk van bo af na al my foute en slegte punte, en hoe kan hy ooit van my hou? Hoe kan hy my lief hê? Kyk net, hoe onperfek is ek. Maar die Bybel kom en dit leer vir ons iets anders. In Johannes 3 vers 16, die bekende gedeelte, lees ons, so lief het God die wêreld gehad. Jy ken daai gedeelte. Maar God sê net in die volgende gedeelte, God het nie sy seun gestuur na hierdie wêreld, omdat hy ons wil veroordeel nie, maar om ons te kan red. Dis hoekom hy gekom het. Jesus het nie gekom om vir jou te skree oor jou swakhede nie. Hy het nie gekom om te sterf, dat jy nie gered kan word daardeur, maar juis om jou te kan red daardeur. Hy het gekom om jou te kom haal, net daar waar jy nou is, daar waar jy vasgekeer voel. Nie om jou te wys hoe ver jy dit gemis het nie, of hoe verkeerd jy is nie, maar om jou na hom toe te kan trek en nader aan hom te kan bring. Daarom lees ons ook in Romeine 8 vers 1. Daar's dus nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy hom aangeneem het, as jy sy kind is hy nie daar om jou te veroordeel nie, maar juis om jou te kan red. As jy al ooit skuldig gevoel het oor iets wat jy gedoen het, vir iets wat jy gedink het, God veroordeel jou nie meer nie. Hy weet van jou swakpunte. Hy het hulle self gesien toe hy jou gemaak het. En toe het hy gesê, ek wil hê jy, my kind, moet kan lewe. En lewe in oorvloed kan geniet. En ja, soms is ons die een wat onsself nie kan vergewe vir ons eie foute nie. Ons kyk na ons swakpunte en ons weet hoe die wêreld ons sal veroordeel, hoe die wêreld sy rug op ons sal draai. Ons hou vas aan ons eie verlede en dink, kyk aan alles wat skeef geloop het. Ons laat die duiwel toe om ons heeltyd te herinner aan al die foute en swakhede wat ons het. En dan laat ons toe dat hierdie skuldgevoelens ons so opvreet, dat ons lewens daaronder ly.
Ons wil net wegkruip. Ons kry skaam om voor die Here te verskyn. Ja, en hy wil vandag vir jou net kom sê, al wat hy eintlik wil doen is jou vashou. Sy arms om jou vou. Hy wil jou regtig sê, hy is daar vir jou. En daarom het ons ook net nou gehoor, as ons weet ons het fout, as ons weet ons het sonde, dan sê die Here, bring dit na my, toe kom bely jou sonde. As jy opreg jammer is oor jou foute, dan verwyder hy dit van jou, so ver as wat die ooste van die weste is, hy sal dit nooit weer teen jou gebruik nie. Maar dis nie 'n verskoning nie. Dit laat ons nie toe om maar net te doen wat ons wil, en dan te sê, ag, die Here sal my in elk geval vergewe nie. Dis ook nou nie soos dit werk nie. Hy het baie duur betaal vir ons om ons te kan red. Sy offer is nie goedkoop nie. As God jou dan vergewe, as jy jou sonde bely, hoekom laat jy die duiwel toe om jou te laat dink, jy moet nog dra aan hierdie las? Hoekom laat jy toe om te dink, jy moet nog steeds skuldig voel? Want wat gebeur as jy steeds bly dra aan hierdie swaar las in jou lewe? Jou siel raak moeg, jy raak gedrein. Jou krag raak min, jou vrede verdwyn uit jou lewe uit. Jou gemoed bly onrustig en jou gesondheid ly daaronder. Gebruik dan jou swakpunte eerder met 'n doel. Ons dink dikwels, ek kan nie deur God gebruik word nie, want kyk na al my foute. Kyk na al hierdie dinge wat verkeerd is in my lewe, hoe opvleend ek kan wees, hoe kwaad ek kan raak, hoeveel twyfel ek in my dra. Maar God dink heeltemal anders oor jou. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê die woord, my genade is vir jou genoeg. Want my krag kom in swakheid tot volle werking. Al wat dit daarmee sê is, wanneer ek besef ek het swakheid en probleme, is dit juist daar waar God kan ingryp en werk in my lewe en hy dit kan gebruik. Paulus self het gebid dat 'n swakheid van hom moet weggaan, want hy het ook foute gehad en swakhede. Dis tog hy wat geskryf het, van al die sondaars dink hy is die grootste. En soos ek altyd sê, dis maar net oor hy my nog nie geken het nie. Nee, daardie swakheid is presies waar God se krag juis verskyn. Jou grootste swakheid kan die plek wees waar God se krag kan ingryp en juis 'n duidelike verskil kan maak. In die Bybel lees ons van so baie voorbeelde daarvan. Begin al by, seker Adam en Eva. Moses, wat gesê het, hy kan nie eers behoorlik praat nie, want hy het 'n stotter gehad. Maar hy moes die volk lei, hy moes voor die farao verskyn. God het hom gebruik om 'n hele nasie te lei en te verlos. Ou Gideon was 'n bang ou. Ons lees van sy vrese, maar God het hom verander in een van die helde van die Israel volk. Petrus, hy is nou die ou wat heeltyd sy voet in sy mond gesit het, as hy altyd die verkeerde ding gesê en gedoen het. Hy is die een wat Jesus verloon het, en Jesus het vir hom gesê, op jou sal ek my kerk bou. In die Bybel lees ons tot van Rahab, 'n prostituut, wat haar sonde besef het, na foute geken het, en hoe die Here dan vir haar ook gebruik het, tot so 'n mate dat sy deel is van die stamboom van Jesus. God soek nie perfekte mense nie. God soek mense wat opreg weet hoe afhanklik hulle juis van God is, omdat hulle nie uit hulle self dit kan doen nie, maar van hom afhanklik is. Want hierin is die groot waarheid. As ek perfek was, het ek die Here nooit nodig gehad nie. Het ek nie sy redding nodig gehad nie. Dis juis omdat ons onperfect is, wat ons voor die Here kan verskyn, en dat ons gered kan word net deur sy genade. Ons is afhanklik van sy genade en redding. Dit bring ons dan by hemelvaart. Jesus het gesê, ek gaan om vir jou 'n plek voor te berei.
Ek gaan nie weg omdat ek jou nou hier los nie. Ek gaan nie weg omdat ek opgee met jou nie. Maar ek gaan juis omdat ek vir jou so lief is en ek gaan nou vir jou 'n plek voorberei. So hierdie donderdag vier ons Hemelvaart. Hoop om julle almal 6:00 hier te sien. Jesus het die aarde verlaat, maar hy het gesê in Johannes 14 vers 2 en 3, ek gaan om vir jou 'n plek voor te berei. En wanneer dit gereed is, ek kom vir jou. Ek kom haal jou. Hy het nie gegaan omdat hy klaar was met ons of opgegee het op ons nie. Hy het gegaan om te regeer as 'n koning wat ons wil verteenwoordig by God. Hy is daar aan die regterhand van God waar hy pleit vir elke een van ons, vir jou ook. Met al jou swakhede, jy is nie 'n projek vir hom wat misluk het nie. Jy is sy kind waarvoor hy elke dag intree. Jy's kosbaar en hy het jou baie lief. Vandag, as ons dan ook Moedersdag vier, 'n kans om te gee wat ons ook ontvang het, liefde, omgee. Ek dink ook vandag aan al ons moeders hier. 'n Goeie ma ken haar kinders. Sy weet wanneer haar kind bang is, wanneer hy of sy sterk is of swak is, wanneer hulle huil. En 'n goeie ma veroordeel nie haar kind omdat hulle swakhede het nie. Hulle help, hulle dra, hulle moedig aan, hulle ondersteun. Geen aardse ouer is perfek nie, dit weet ons ook. Maar God voel ook so oor elkeen van sy kinders. En hy is perfek in sy liefde vir jou. So is God nog soveel meer. In Jesaja 66 vers 13 lees ons: soos 'n moeder haar kinders troos, sal ek julle troos. So wil God by jou wees vandag. As jy 'n ma is, weet jy, God het jou geweef in jou ma se skoot ook. En hy gebruik jou om ander te weef in liefde. Moenie dink jy moet perfek wees nie, want daar is nie perfekte mense nie. Wees teenwoordig, wees daar. Soos God teenwoordig is in jou lewe. En as jy nou nie self 'n ma is nie, of as jy Moedersdag vir jou dalk 'n pynlike herinnering is, God wil vir jou kom sê, sy liefde is groter as enige aardse verhouding. Hy is volkome daar vir jou ook. Ook in sy rol van liefdevolle ouer wil hy daar wees vir jou. Hy vergeet jou nooit. Hy draai sy rug nooit op jou nie. Hy wil vandag vir jou kom verseker hoe kosbaar en spesiaal jy is. Maar hoe behandel ons dan ander? As God vir my, as God vir jou aanvaar, foute en swakhede en al, hoe behandel ek ander mense? Matteus 7 vers 1 tot 2 sê, moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Moenie foute soek met ander nie. So maklik kyk ons na ander se foute. Ons sê, hoekom sukkel hulle nog met daai probleme in hulle lewe? Hoekom hou hulle nie net op om dit of dat te doen nie? Net omdat ons nie deur dieselfde foute en dieselfde probleme gaan nie, beteken nie dat daai persoon se foute erger is as myne of minder erger nie. Maar God het daai persoon ook geweef. Hy ken hulle swakpunte ook. En hy het hulle nie veroordeel nie, hy wil hulle red. Hoekom doen ons nie dieselfde nie? Ons smag na vergifnis, maar ons soek ons eie foute ook soms so uit. Ons kyk na ons eie swakhede, maar sukkel as dit daarby kom om ander dit te vergewe wat hulle swakhede is. As iemand dan val, is jy bereid om vir hulle die hand te gee, nie 'n wysvinger nie. As iemand anders is as wat jy is,
Sê jy vir hulle, ek verstaan nie alles nie, maar ek aanvaar jou, want God het jou gemaak. As iemand breek, onthou, Jesus red juis die gebroke mense. En hy gebruik hulle ook. Vandag se uitdaging is dink aan een persoon vir wie jy kwaad is, wat jou seer gemaak het, wat jou benadeel het. Of wat jou oordeel. Beloof om vandag vir hulle dan te gaan bid. Nie vir verandering nie, maar dat die Here hulle ook sal seën. Hulle sal gebruik en hulle sal red. Liewe vriende, God ken jou van binne af en van buite. Hy het jou geweef. Hy ken vandag jou vrees, jou angs, jou foute, jou drome, daai stil oomblikke van twyfel en pyn en seer ook. En hy het jou nie gemaak om net goed genoeg te wees nie. Hy het jou in liefde gemaak en daarom het hy gesê jy is perfek. En Jesus het gekom om jou te wil red, net waar jy is en net soos jy is, nie omdat hy jou wil veroordeel nie. Hoekom is jy nog bang? Hoekom is jy bang om nader aan God te beweeg? Hy is die een wat jou onvoorwaardelik liefhet. Jy hoef nie jouself te verberg vir hom, te probeer wegkruip of wegsteek nie. Nee, omdat die wêreld jou so laat voel, omdat die wêreld jou veroordeel en so maklik die vinger kan wys, beteken dit nie glad nie, dit is hoe God oor jou voel nie. Jy mag kom soos jy is, en vandag op pad na hemelvaart ook hierdie week, kyk Jesus na jou en kom sê vir jou, ek het 'n plekkie vir jou gemaak. Kom dan ook net soos jy is. Want nie een van ons is perfek nie. Nie een sonder sonde nie. Maar God nooi jy, kom vat net my hand. En stap die pad saam met my. 'n Pad van liefde. 'n Pad van bou, van groei. Saam kan julle aan die foute werk en aan die swakpunte werk en dalk dit selfs oorkom. Want dit is juis aan jou gegee met 'n doel, sodat die Here dit ook kan gebruik, dat ander mense kan weet, ten spyte van jou eie liefdelose gevoelens teenoor jouself soms, omdat jy jou eie foute so goed ken, is jy nog steeds bereid om jou lewe vir die Here te gee en hom te vertrou om jou te gebruik. En juis omdat jy besef, jy is nie perfek nie, oordeel jy nie hulle vir hulle foute nie, maar verstaan hoe moeilik dit soms is. God wil jou gebruik. En omdat jy self weet wat jou swakpunte en foute en sonde is, sal jy dit soveel beter verstaan waardeur ander mense soms ook moet gaan. Dit gee jou 'n unieke voordeel om ander by 'n soortgelyke hartseer, pyn, verwerping, seer moet gaan, in liefde te kan help, hulle te kan ondersteun en hulle nie te laat voel jy veroordeel nie. Is jy bereid om daai selfde liefde en aanvaarding wat jy so na smag vir almal te gee met wie jy in aanraking kom? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons ken. Dankie dat U ons geweef het in die skoot van ons moeders. Vergewe ons dat ons dink U is kwaad vir ons of U wil ons net veroordeel of U wil niks met ons te doen nie, want dit is nie waar nie. Leer ons om onsself ook te vergewe, want soms is dit die grootste skans tussen U en ons, die feit dat ons nie kan vergewe vir ons eie foute nie, en daarom glo ons U wil ook nie. Gee ons die moed om ander te kan lief hê, sonder om hulle te oordeel. Gebruik ons foute en al, om 'n kanaal van U liefde en U krag te wees, wat ander ook kan aanraak. Vandag wil ek ook bid vir elke ma, elke kind, elke hart wat al so seer gekry het. Maak hulle vas met U liefde en laat hulle besef hoe kosbaar elke een vir U is.
Daarvoor sê ons vir U baie dankie. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.